Een van die boeke wat Salomo geskryf het, is die boek Prediker. In hierdie boek neem Salomo ons op 'n reis na wat ware lewenssin is. Julle wonder nou seker wat sy finale gevolgtrekking was. Ons vind dit uit in die laaste hoofstuk van hierdie boek. In Prediker 12 vers 13 lees ons: "Na alles wat jy gehoor het, is dit die finale slotsom. Wees eerbiedig teenoor God en gehoorsaam sy gebooie. Dit word van alle mense gevra." Sy finale opmerking rus op 2 pilare. Die eerste een is om met eerbied teenoor God te leef en die tweede is 'n lewe van gehoorsaamheid. Ontdek hom en soos jy hom ontdek, laat jou hart gevul word met onsag en eerbied vir wie hy is. Soos jy voor die skildery van God staan en hom aanskou, laat toe dat dit wat jy van hom raak sien jou optrede beïnvloed. Dit sal jou lei na 'n lewe van gehoorsaamheid aan hom. Jy gaan soos die skrywer van Hebreërs ontdekkings maak oor die grootheid en die almag van die Here. In Hebreërs 1 vers 8 en 10 tot 11 lees ons: "En verder, o Here, U het heel aan die begin die fondamente van die aarde gelê en die hemele is U handewerk. Hierdie dinge sal vergaan, maar U bly vir altyd. Hulle sal almal soos klere verslete raak, maar vir die Seun sê hy: U troon, o God, staan vir altyd onwankelbaar vas. U koninklike heerskappy word gekenmerk deur die regverdigheid." Jy gaan besef hy is by magte om jou te beskerm, te versorg en te dra deur die storms van die lewe. Jy gaan ook sien dat die karakter van die groot ek is een van liefde, omgee, genade en diensbaarheid is. Sy almag is die anker dat ons hom kan vertrou met ons lewens. Jesus self leer ons dat hy die een is wat die heelal in stand hou en vir die voëls in die veld sorg. Hoeveel te meer sal hy nie vir ons kan sorg? Soos hy sê in Matteus 6 vers 26, hou die voëls wat daar vlieg dop. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Dit is onnodig want julle hemelse Vader gee aan hulle kos. Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Hy is so groot dat hy jou by die naam ken en selfs weet hoeveel hare op ons elkeen se hoof is. Ons leef vanuit die volgende fundamentele waarhede van wie die Jesus is. Jesus is liefde en ek is die fokus van sy liefde. Jesus soek altyd die beste vir my lewe. Jesus ken my en weet wat is reg vir my lewe. Daarom kan ek hom vertrou. As ek sy grootheid sien en sy hart ontdek, word my lewe gevul met onsag en eerbied vir God. Dit bring my mee dat ek hom vertrou met my lewe. Omdat ek hom vertrou met my hele hart, kies ek om die grootste besluit van my lewe te neem. Hierdie besluit is om Jesus te volg en nie op myself te vertrou nie. Soos ons lees in Spreuke 3 vers 5 tot 6, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Vertrou die Here met jou probleme en lewensuitdagings. Vertrou die Here met jou besluite. Vertrou die Here met jou toekoms. Vertrou die Here met jou lewe. Psalm 119 vers 35 sê: "Laat my wandel volgens U gebooie, want dis waarin ek vreugde vind." Die volgende stap waarin onsag, eerbied en totale vertroue my vat, is gehoorsaamheid aan die Here. Jou gebed moet elke oggend wees: Here, omdat U God is en die beste vir my soek, vertrou ek U leiding in my lewe. Daarom wil ek 'n lewe van gehoorsaamheid teenoor U leef. Here, as U praat, wil ek luister, want daarin is ware lewe. Paulus leer ons dat gehoorsaamheid vloei uit onsag en eerbied vir die Here. In Filippense 2 vers 12 tot 13 sê hy: "My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Nou dat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees. Vol onsag en eerbied vir God moet julle voortgaan om julle verlosse gestalte te gee. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. God se verlossingswerk het jou nuut gemaak. Jy dra nou sy DNA. Soos ons lees in Filippense 2 vers 5, julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees.
laat sy gesindheid en lewenswyse jou lewenswyse raak. Paulus verwys daarna dat God die gewilligheid en vermoë in ons bewerk om te wandel soos hy dit graag wil hê. Jesus gaan ons leer deur sy woord gedagtes in ons hart en vrede in ons gemoed te sit. Omdat ons eerbied en ontzag vir God het, gaan ons dit wat hy ons leer in gehoorsaamheid begin uitleef. Ek sal my hele lewe belyn met sy beginsels. Een van Jesus se bekendste preke staan bekend as die bergpredikasie. Jesus leer ons om gehoorsaam te wees aan sy leiding. Matteus 5 vers 19 sê, as jy dus die kleinste van God se opdragte op sy sou skuif en ander leer om dit ook te doen, sal jy die kleinste wees in God se koninkryk. Maar as jy God se wet tot in sy kleinste detail respekteer en gehoorsaam, sal jy groot wees in sy koninkryk. Jesus daag ons uit om ons lewe te belyn met sy lewensbeginsels. In die volgende skrifgedeelte verduidelik Jesus ons hoe om dit prakties uit te leef. Matteus 5 vers 23 tot 24. As jy dus jou offer na die altaar toe bring en dit val jou daarby dat jou medemens 'n grief teen jou koester, los jou offer net daar voor die altaar en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer. Wanneer jy alleentyd saam met Jesus spandeer of na geleentheid soos 'n selgroep byeenkoms of 'n Sondagdiens toe gaan en jy ervaar in jou hart daar is onvergewensgesindheid teenoor iemand anders, wees gehoorsaam aan die stem in jou hart. Staan dadelik op en belyn jou lewe met die waarheid en kom terug en aanbid die Here verder. Jesus daag ons uit dat gehoorsaamheid nie net by 'n gedagte bly nie, maar dat ons sal oorgaan tot aksie, sodat ons lewe belyn kan word met sy waarheid. Dit sal 'n oorvloedslewe van ware geluk inhou. Ons lewe nie 'n lewe van gehoorsaamheid om ons plek in die hemel te verdien nie, of om in aanmerking te kom vir Jesus se guns en liefde nie. Nee, sulke optrede is godsdienstige optredes. Dit is hoe die Fariseërs opgetree het. Hulle wou guns verdien deur hulle optredes. Ons het juis ontzag en eerbied vir hom dat hy ons uit genade gered het. Daar is geen afstand tussen ons en die Here nie. Hy is elke dag met ons. Daarom vertrou ons hom, wil ons hom volg en hom aanbid. Nie net met ons woorde nie, maar ook met ons lewenswyse en gehoorsaamheid. Ek het volle vertroue dat Jesus net goedheid en guns vir my instoor het.